Here, U is waardig vanmorgen. U is waardig, Here. Omdat Jy hier is vanmorgen, ag Jy God, Jesus Christus, sy Seun en die Heilige Gees waardig vanmorgen. Ek weet Jy het gekom vanmorgen, omdat die Here met jou wil praat, het 'n afspraak, en ek weet baie mense sê dit, baie predikers sê dit, maar ek sê vanmorgen vir jou, maak jou hart oop, onderwerp jou gedagtes aan die heerskappy van God, maak jou stem en jou ore oop, en begin die Here net te aanbid, net al waar jy is, aanbid om net. Jesus, dankie. Dankie vir U seën in my hand. Dankie vir U krag in my lewe. Dankie vir U beskerming, my Vader. Dankie, my Jesus. Ek wil vir jou vanmorgen sê, wanneer God jou aanneem, bring Hy sy guns saam. Baie kere dink jy mense, kyk my mis, jy is bekommerd daaroor, mense gaan, mag jy miskyk. Maar ek wil hê jy moet hoor vanmorgen, God se guns, sê dit vir jouself, God se guns, Hy plaas jou op plekke waar jy nie eens jouself so droom jy kan daar wees. Dankie koning Jesus. Ek wil jou vanmorgen vra, moenie jou waarde, hoor mooi, moenie jou waarde by mense plaas of in mense plaas. Dankie. Moenie jou waarde meet aan mense se opinies, wat mense sê. Jy wat jy is vanmorgen, jy is deur God gekies en geseën. Stap vandag hierdie vertrouenspad saam met hom. Stap hierdie vertrouenspad saam met hom. Sê, Here, hier is ek. Ek gee myself oor aan U vanmorgen. Ek vertrou U vanmorgen in U en U alleen. Amen. Baie dankie, goeiemôre. Baie welkom by ons tweede diens. Ek so 'n klein bietjie leer, die eerste diens was gepak. Maar weet jy wat? Julle slim, die winter kom. Dan gaan hulle ook later. Prys die Here. Maar is nog skoolvakansie ook, is lekker. Ons preek dieselfde woord as vanmôre. Miskien verander die Here ietsie in die woord. Ek is altyd oop vir veranderinge, as dit kom by die Here, ek vertrou hom. Maar ek wil net vir jou iets anders te lees. Maak jou Bybel oop met my Psalm 5. Psalm 5. Ek wil vir jou vers 13 lees. Psalm 5 vers 13. Daarom wil ek hê met vanmôre hoor en weet dat jy nie jou seën aan menslike opinies sal rig, of wat mense sê, maar wat God sê. Amen. Hy sê, wat U seën, wat U seën die regverdige. O Here, hoor wat sê, U omring hom met welbehae soos 'n skild. En dis wat die Here doen. As die Here jou seën, as jy jou hart vir hom gee, en hy neem jou aan, kom hy met sy guns. En guns beteken in oorvloed, hoor gou, in oorvloed, abundance. Dit beteken guns, beteken dat hy vir jou 'n oorvloed gee, hy gee vir jou rykdom, hy gee vir jou seën.
nie fisiese rykdom nie, hy kan ook ja, maar hy gee vir jou die ewigheidswaarde, die rykdom in dit waarin jy kan vashou. So meet jouself aan dit. Meet jouself aan dit. Jou reis is soms deur 'n woestyn. Jy kan saam met my lees uit Eksodus 13, en ons gaan lees daarvan af vers 17 en 18, net 2 enkele verse. Is op die bord, maar as jy jou Bybel wil oopmaak, as jy baie welkom om saam te lees by Eksodus, die 13de hoofstuk. En daar gaan ons 2 enkele verse saam lees. Hoor wat sê die woord van die Here. Toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. Alhoewel dit nader was, hoor baie mooi, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Hy sê, daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land uit opgetrek. Hy sê, daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn. Nou ek het vanmôre ook gesê, baie kere dan gee ons onsself oor aan die wêreld of ons draai weg, is dinge nie met ons altyd maklik gaan nie. Dan beweeg ons ook maar terug na ons ou weë toe. Baie mense is ingebore om dalk nie hierdie deursettingsvermoë te kan hê om te kan sê, maar my lewe verander nie, want die oomblik, die oomblik, as jy jou hart vir die Here gee, aktiveer die demone en die duiwel hulle werke om jou aan te val en hulle hou nooit op daarmee nie, en baie is nie sterk genoeg nie. As jy jou eerste of jou tweede of jou derde oorlog sien kom of aanhoudend kom, dan begin 'n mens maar te sê, nee, want dit is nie altyd wat ek wil hê nie. Dit was nooit so nie, en skielik begin hierdie dinge. Ervaar julle dit ook so, amen? Elke keer die aanslag. En so kom ek in 'n wonder. Hoekom het die Here hierdie Israeliete 40 jaar deur die woestyn laat reis? Hoekom? Daar is tog mos immers maar 'n baie korter pad, wat 'n paar weke ten langste sou wees. Hoekom 40 jaar? Jy weet, en ek wil net hê met iets weet vanmôre dat God hierdie Israeliete in die woestyn ingestuur het of deur die woestyn laat trek het, nie om hulle te laat straf of om hulle te straf nie, maar juis om hulle te red. En baie van ons se woestynpad is ook al 'n lang pad. Jy bevind jou in 'n woestynpad waar jy ook nog al vir baie jare is. Miskien maande, miskien dae, maar die dae voel soos 40 jaar. Amen. Nee. Jy kry jou daar. Dis 'n woestyntyd waarin jy is. Weet jy ook as jy 'n woestyntyd het, as jy wakker word in die môre en jy sê, ag, alweer. Ek het eendag Here gevra, Here, ek wil dit nie sê nie, maar mag ek dit sê as dit winter is? Toe sê hy, ja, jy mag dit sê. Jy is my bloed, jy mag dit sê. Cool. Toe sê ek, ag, ja, in hierdie koue opstaan. Ook sal ons hierdie jaar asseblief was jy, kan ons 'n warm kombers kry? Elektriese warm kombers. Wat gaan jy nie opgaan nie? Ons vra baie keer dieselfde as wat die Israeliete gevra het. Hoekom lyk die lewe rondom my so moeilik? Hoekom lyk dit so moeilik? Soos 'n woestyn. Hoekom red God my nie nou dadelik nie? Hoekom moet ek eers deur al hierdie beproewings gaan? Hoekom luister God nie? Luister hy tog werklik? Jy sien die Here se keuse juis omdat hy jou as kind van God deur 'n ander reis vat, deur 'n ander roete neem of om 'n ander pad te vat, is juis omdat hy na jou luister en hy hoor jou geroep en hy hoor hoe jy innerlik hierdie seer in hierdie woestyntyd ervaar. Hy hoor dit. Glo my, hy hoor dit. Hoekom? Want die Here ken jou. Hy ken jou geheel en al. Hy ken alles van ons. Baie mense dink dit wat hulle in die geheim doen of in die donker doen, die Here weet nie daarvan nie. Die Here weet daarvan. Mense weet dalk nie daarvan nie. Maar die Here weet daarvan. Hy ken jou opstaan. Hy ken jou sit. Hy ken jou lê. Hy ken alles van jou. Hy ken alles vir jou, van jou. En soms, baie kere wanneer dit so is, dan bly die toorn van die Here op die mens, totdat ons bely.
Weet jy wat beteken dit om te bely, om te sê ek is jammer? Ons kan dit nie reg kry nie, want weet jy wat die Afrikaner, heidene volk, Christen volk, dink, hulle kan met die trots in hulle sakke loop. Hulle hoef dit nie te doen. Daarom bly jy baie kere in die woestyn. Amen. Daarom bly jy baie kere in hierdie woestyntyd, want die toren, gaan lees dit oor die Bybel, ek gaan dit nie vir jou lees nie. Hierdie gebooie is 'n ongelooflike, waardige boek om gelees te word. Histories en al. Ek kyk nou die dag op, ek like hierdie ou, hy sê, Reinhard Bonkie, hy sê, hy praat daar met 'n man, hy sê, en die man sê, in hierdie hedendaagse tyd, of in sy tyd, hy is nou al in die hemel, hy sê, that book is old, jy ken mos hoe kan 'n Bonkie aangaan, hy sê, that book, the Bible is an old book, we in a new generation. En jy weet, hy like hierdie uitdagings, en die Here sit net hierdie skerpheid in hom. En hy sê, hy gaan en hy staan langs hierdie man, en hy sit sy hand so om hierdie ou. Hy sê, little soul, hy sê, a boy, and so is the sun. Hy sê, hy dink die son is nog ouer as die Bybel. Maar tog maak die son jou nog steeds warm, as dit koud is. Amen. Hy sê, this book is full of power. Amen. Dis krag in hierdie boek. Ja. En dit is wat dit is. Die historiese gebooie, die ou boek, die Ou Testament, Nuwe Testament, hoeveel jaar voor ons dit al geskryf is. Ek wil vanmôre vir jou sê, is 'n ou boek, but there's power in this book. Daar is krag in hierdie boek. Daar is krag. Daarom wil ek jou vanmôre aanmoedig, soek God in jou woestyn. Hoekom? Soek hom by die brandende bos. Jy weet, ek het al agtergekom, die Here soek ons nie baie keer in ons gemaksone nie. Hy soek juis ons daar waar dit warm is. Dis juis daar waar hy met ons bemoeienis maak, waar ons hom kry in ons woestyntyd. Hy kry ons juis in die woestyn, want dis daar waar ons geloof aktiveer. En dis daar waar ons sê, Here, ek roep U aan in hierdie dag van benoudheid. Red my, Here. En weet jy wat, dan antwoord hy. Want ons lees nie altyd die antwoord en die beloftes raak nie. Hy sê, en ek sal jou red, maar jy moet my eer. Maar die mens in die Christendom stop daarby, wanneer God gered het, eer hulle en loof hulle die Here nie. Jy het gekies vanmôre om die samekoms by te woon. 'n Nuwe ervaring vir ons. Ons glo God gaan laat groei en nog meer groei. Die kerk gaan nog vol raak, is vakansietyd, moenie worry nie. Hy's net nie lekker as hy so beknop is. Maar dan gaan 'n tyd kom en ek glo dit, jy wil by 'n revival, hoor mooi, dan gaan 'n tyd kom wanneer die mense dit wil hoor. En dan gaan 'n tyd kom wanneer jy hierdie woord aan die mense gaan sê, jy gaan mense uit die kuil uitruk van die vyand, uit die take van die vyand, gaan jy hulle red. Daar's mense wat by jou is in die woestyntyd, jy het hierdie geleer, jy gaan dit vir hulle sê. Dis juist daar waar ons God moet aanroep. Hoeveel van julle ken die mense wat in 'n woestyntyd is? Hoeveel? Baie. Wat opgegee het op die lewe. Wanneer ons met oë van geloof kyk, hoor gou baie mooi, dan wat sien ons? Ek sien hoe die Here my lei elke dag en elke nag. Geliefdes, hoe weet ek is op 'n verkeerde pad? Hoe weet jy is op 'n verkeerde pad? Kom ek sê gou vir jou. Dan toets die vrug van die Gees by jouself. Dan toets die vrug van die Gees. Is ek 'n boom wat vrug dra? Wat die woord my leer wat dit is, die vrug van die Gees. Om die vrug in jou eie lewe te toets. Ek het dit vanmôre ook gesê, en vir die wat dit nou vir 'n tweede keer hoor is so. En dit is waarskynlik dan die skerpunt, né? Van ons antwoord, die skerpunt. Ken julle die skermense? Sker. Weet jy wat 'n skermens? Rosa? 'n Skermens is iemand wat jou vlek het. 'n Skermens is iemand wat sien hoe jy seer kry. 'n Skermens is mense wat sien hoe jy val.
Maar die antwoord is die skerp punt, die skerp gedeelte wat so 'n bietjie knip, wat hom so 'n bietjie steek. Daarin lê ons waarskynlik 'n antwoord. En ons toets die vrug in ons eie lewe of dit daar is. Hoe doen ons dit? Maklik. Dit wat ons doen, verheerlik dit God. Verheerlik dit wat jy doen, God. Amen. Kom mense. Is julle wakker? Amen. Ja. Is dit gesonde vrugte? Is dit in lyn wat die woord ons leer? Dit wat die woord ons leer. Soek allereers die koninkryk. Nou sien ek ook weer in die week daar op sosiale media wat mense praat nou weer, die ou gesegde dat Jesus het water in wyn verander. Is alright om te sê. Is nie alright om te sê. Nee. Jy verarm jou. Dronkaard van die hemel. Ja. Maar as jy mense met ons hamer of verkeerde dinge, en hulle altyd 'n antwoord op hierdie dinge en daai dinge. Ek wil nie eens meer mense entertain, ek het nie meer krag om dit te doen nie. Weet jy wat? Mense moet tot inkeer kom. Ek veg lankal nie meer met mense so nie. Weet jy wat? Ek staan ook nie met bloed op my hande nie, want die skrif en die woord sê dit wat ek sê en dit wat ek doen ek baie keer. En ek weet baie keer for the English speaking people, I'm an idiot. Ek is 'n idioot. Ek het vanmôre gesê, want wanneer ek gaan in 'n plek in, dan gaan dit met God se krag. Ek gaan met God se mag. Ek gaan met God se wil. Ek gaan met God se seën. OK. So wanneer jy baie keer vir iemand bid en ons mense dan vra, is julle bekeerd? Is julle bekeerd? Glo julle werklik dat hierdie persoon sal waar word? En dan kan jy sommer sien, weet jy, party van hulle stink so, nee, ek sê, nou wil ek so bang om vir die Here te vra, vat my reeks in tyd, ek vat hom dan vir ewig weg. Dan kan ek nie my lekker perfume ry. Maar anyways, dan moet jy weet, kind van God, wanneer jy soms dinge doen, gaan mense nie van jou. Amen. Maar sit net op my Psalm 5 weer terug. Maar weet, vanmôre wat sê die Here. As ek in mense se geselskap instap, en hulle misbruik die naam van hierdie God wie ek aanbid, die God van Abraham, Isak en Jakob, mense laster, weet jy wat, dan sien ek baie keer hoe kinders van God stil bly. Nee, die woord sê, jy moet hulle juis red uit die kuil van die dood. Want die woord sê, wanneer iemand die naam van die Here hulle God eintlik gebruik, sal hulle nie ongestraf bly nie. Jy gaan in, want dis wat die Here sê, die gebooie, die vrug, gesonde vrugte, met die woord, die lering van die woord, wat die woord ons leer. Want U seën die regverdige, hoor daar. U seën die regverdige. In Openbaring ook, sê hy op 'n plek hier vir ons, kan ek dit gou vir ons lees? U is saam met hulle. U is saam met die regverdige. Openbaring 19, jy hoef nie so te blaai nie, ek sal dit gou vir jou lees, ek het dit nou die aand ook gelees. Hy sê daar in vers 13, en hy was bekleed, en hier is die oorwinning van Christus en die valse profete. Hy sê hierso, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam was die woord van God. Amen. Die woord van God. En dan sê hy so verder, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en fyn linne. En dan sê hy ook hierso in vers 16, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. Amen. Dis hierdie God wat my en jou seën, en wie hy 'n welbehaag het, 'n welbehaag, jy's duur gekoop. Moenie, don't give your blessings, your anointing away. Moet dit nie vir iemand gee nie. Staan vas in dit wat dit is. Lê dit dat hulle eie ontdek. Ken jy woestyntyd in jou lewe? Is jy al daardeur? Ek dink baie van ons is al daardeur. Of vind jy jouself nou vanmôre dalk in 'n woestyntyd? As kinders van die Here, as Christen, wil ek hê vanmôre een ding onthou, ons is nie gevrywaar nie. Wanneer ek en jy 'n verhouding het, of wanneer ons in 'n verhouding met Jesus staan, verseker ek jou vandag dat dit nie altyd maanskyn en rose gaan nie, hoor. Amen. Dit gaan nie altyd maanskyn en rose. Baie kere, of die Bybel praat meer, hoor gekom, die Bybel praat meer van God se hulpmiddel
in swaar tye. Hy praat meer van God se hulp midde in swaar tye as sy beskerming teen swaar tye. Hy beskerm jou nog steeds. Maar hy's meer in saam met jou in jou swaar tye as wat hy jou gaan beskerm. Alles oor die geloof. Voed jou geloof. Feed jou faith. Voed dit. Sê Here, help my geloof moet groei. En ek weet mense beleef hierdie tipe swaar kry verskillend. Ander is net sterker as ander. Ander ervaar dit beter, ander nie. Dit gaan om verskillende mense se emosies en hoe dit is. Ek verstaan dit. Niemand ervaar hierdie ooit op dieselfde nie. Jy sit daar vanmôre en sê, maar my finansies is beroerd. Jy sê vanmôre werkloosheid, siekte, gebroke verhoudings, dag. Is dit jou woestyn? Miskien is jou woestyn eensaamheid. Kom ons lees wat Deuteronomium 8. Hoor wat sê hy vir ons en ek wil dit vir jou lees. Kyk gou daar. Sê dit daar 'n bietjie. Ons het hom omkring daar vir jou. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou. Nie net seker is nie. Alles wat in hierdie boek opgeteken is. Dis old book, but full of power. Full of power. Bid skrif. Herinner die Here aan sy beloftes en sy skrif. Dat julle mag lewe en vermenigvuldig en dat julle mag inkom in die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Hoor wat sê. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is. Of jy sy gebooie sal hou of nie. Wat ook al jou ouderdom is, kyk 'n bietjie terug in jou lewe. Wie het saam met jou gedoen? Wie het saam met jou gedoen? Wie het jou gehelp? Here. Iewers het jy iets gehoor, iewers het jy ontmoeting gehad met God. Kan jy nog die ontmoeting onthou met die Here? Wat 'n oomblik. Vers 3, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou manna laat eet. Tot vandag toe weet hulle nog nie regtig nie, maar dis die hemelse brood. Dit was soos dou geweest, maar die Here het 'n voorsiening gegee, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar van wat? Maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here gaan. Hoor gou daar. Jou klere het hy aan jou nie verslyt nie. It's been worn out in hierdie woordjie verslyt beteken dat dit is verniel, it's worn out. Vir 40 jaar, dink jy moet vir 40 jaar met hierdie klere loop, hoe gaan dit lyk? En dan sê hy ook jou voet het vir 40 jaar lank nie geswel nie. Vir 40 jaar lank nie geswel nie. Ek weet nie daar in julle huis nie, maar in my huis as ek Monja partykeer iets vra, dan swel haar lippe. Sorry my vrou. Maar ja, maar sy doen dit tog. Weet jy wat? Daar's 'n liedjie gewees, as sy 'n bietjie dikbek was vir my. Wat? Dan sing ek vir dikbek lang gesig, lippe bietjie terug. Dit lyk asof jou wêreld wil vergaan. Dan laat sy weer vir my, as dit weer is. Ja. Maar dis lekker. Ek het dit net lanklaas vir jou. Ja, jy was lanklaas dit. Maar ja, kom ons stap aan. Hy sê erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Hoor dan. Ek het vanmôre gesê dit wil ek wees. Onderrig jou kinders in die weë van God. Amen. Hou op om vir hulle verskonings te soek. Ek is al so siek. Hormone, hulle gaan deur 'n hormoonfase. Dis demone man. Hulle begin al so van kleins af.
Hulle het seker kolletjies op hulle boude. Jy vat hierdie ding, en dan hulle prop in hulle ore, en dan chap jy op, en dan skiet hulle ore oop, want hulle op die regte pad. That's it! Daar's hy! Daar's hy! Dis is wat die woord sê, Spreuke. So nou en dan lê ons die roede. Want as jy jy staan te oud vir pad. Nog nie eintlik. Jy het op aanpas pad gekry. Okay, julle is gelukkig. Julle is weet nog onlangs pad gekry. Maar onlangs, ja, julle moet kyk, ek dink baie keer as hierdie kinders, as ek sien op baie kinders, man, weet jy, nee, ek dink ek sal hom swaar klap op die boude, Google sal hom nie eens kry. Jy's net ongeskikte kinders. Ek sien hulle praat. Hulle ma moet 7 keer praat. Nee wat. Daar is nie 'n way nie. Nou kom ons gaan aan. Vers 7, want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome. Here, dankie. Amen. 'n land van fonteine en onderaardse riviere wat in die laagte en op die berge uitkom. 'n land van koning en gas en wingerdstokke, vrye bome en granate. 'n land van olieryk en olyfbome en heuning. Wanneer ons hierdie goeders lees, dan sien ons hierdie volgende raak. Wat jy jouself kan kry en hoe jy jouself bevind in die woestyn. Dit stroop 'n mens van sy waardigheid. 'n Woestyn. Dit maak dat ons vertroue verloor in onsself. En baie kere ook in die Here. Vriende wat nou kwaad is, omdat hulle sê dis die Here se skuld. Nou is hulle vir my ook sommer kwaad. Weet jy wat? Dis nie die Here se skuld. Jou keuses maak dat jy dink dis die Here se skuld. Your choices. Kom ek sê gou vir jou vandag die waarheid, jy wil dit nie hoor nie. Die waarheid is jou keuses. Maak dat jy soms baie keer vertroue in die Here verloor en dan wil jy die Here die skuld gee. Amen. You want to shift the blame. Jy speel die innocent kaart. Dis nie ek nie. Die Here straf my, die Here straf my. Weet jy wat sê die woord? Die woord sê, ons is deur eie vrye wil gelaat. Hy sê bid en vra die Here, laat U wil geskied. As jy dit nie doen nie, is dit maar jou probleem. Maar hy sê, hy het 'n dag, hoor mooi, bepaal wanneer hy die oordeele gaan uitspreek oor die regverdige en die onregverdige. Dis die dag wanneer jy as die wit troon jy voor die wit troon oordeel staan, dan sal jy sien wat is straf. Amen. Nou is dit maar net deur jou klein aggressiewe onnoselheid wat jy jouself baie keer in die moeilikheid het. Dis nie die Here se skuld. Okay. Weer dit maar. Ons doen baie keer dom dinge. Ons neem dom besluite. En dis so. Kan dit nie anders te sê. En dan wil ons die Here blameer. Okay. Jy kan nie jou R30,000 geld wat jy uitgekry het hierdie maand by Carnival City gaan gooi en dink jy gaan 100 wen as jy het verloor is die Here se skuld. Hy sê in Jesaja, moenie jou geld of op 'n lottokaartjie in die geluksgod sit. Het jy gesien wat het in Baal gebeur met die geluksgod? Het jy gesien wat het hulle gemaak toe hulle goue kalf gemaak? Gaan lees dit, dan sien jy. Dit breek ons selfbeeld af. Sodat ons nie meer die wêreld in die oë kan kyk nie. Die woestynpad is 'n ander pad. En dit laat ons soms wonder ook of God aan sy rug ons gedraai het. Weet jy wat, 40 dae voel soos 40 jaar. Die woestynpad is 'n lang pad, is 'n lelike pad. Dit veroorsaak dat die lewe nie meer sin maak. En 'n mens kom dit agter wanneer jy opstaan en jy sê, en jy is nie meer lus nie. Dan kom jy agter. Die lewe maak nie meer vir jou sin. Jy sal baie gou en vinnig by die Here moet uitkom. Baie vinnig. En ek weet en ek dink ons almal ken hierdie vraag. Ek dink ons almal ken hierdie tye waardeur ons gaan en ons vra hierdie volgende: waarom, Here? Waarom? Hoe lank nog, Here? Hoekom ek, Here? Is daar iemand wat dit nog nooit gevra het? Ek is eerste mens op, ek het dit al. Baie. Dit laat ons vra,
Wat het ek gedoen om dit te verdien? Maar ek wil jou vanmôre bemoedig, ek wil vir jou sê dat die belangrikste om te weet, en vat hierdie saam met jou huis toe, is dat jou woestyntyd nie altyd sal aanhou. Amen. Kom ons kyk van Deuteronomium 7, ek gee vir jou skrif daarvoor. Ek het hom nou hier bietjie verander, maar jou Bybel is hy. Ek wil net hê jy moet dit sien. Nee, was dit nie ek wil nie die krediet vat nie. My vrou maak hierdie goed so spaar. Maar ek sê vir hoe, want sy ken nie komputers. Ek kom ek aan die kantoortjie, ek sien sy die hele skerm getip. Ek sê jy kan nie dit is. Ja, sy leer my nogal kwaai met die goed. Sy en Thomas hulle. Ek dink ek is beter as hulle, maar ek hou my nie eintlik. Ek is gewoon nederig van haar. Hy sê daar in die Bybel jy, maar ek het op verander na ek, en ek verander nie die Bybel nie. Ek wil net hê, jy moet hoor, hoe praat God met jou en met my vanmôre. Kan ons dit vir persoonlik as julle insit? Amen. Amen. Hy sê, ek moet dan weet, dat die Here, my God is die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir my. I don't want to give it away. Die salwing, die seën van die Here is op my. Sy goedertierenheid is op my. Sy verbond is die verbond, die getroue God se goedertierenheid is op my. Wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Dis nie die 10 gebooie nie, dis die hele woord. Van alles wat gehoor is, vrees God, onderhou sy gebooie. En dit sal met jou goed gaan. Jy sal uit die woestyn uitkom. Jy sal sien. En dan hoor wat sê hy, in duisende geslagte. So iewerste moet ons hierdie bandvloeke, en hierdie generasievloeke, en hierdie bloedlynvloeke, om net oor die week te praat, en ons gaan kyk op die live. Ok, dan gaan sê, daar is so baie oor te praat, ons sal dit nog in detail doen. Maar sny dit af, in die naam van Jesus. En hierdie ou boek, wat vol power is, sê. Dit wat nie die aarde bind, sal in die hemel gebonde word. Amen. Dis hoe ons dit weet. Kom ons kyk gou. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, in hierdie tyd gaan gou verby. Die woestyntyd sal verbygaan. God sal jou nooit alleen laat nie. En soms stroop hy my. Soms moet ons net weer van voor af begin. Hy maak ons net skoon, sodat ons oor kan begin. Die duiwel sal jou altyd herinner aan jou verlede, maar God sê, weet jy wat, herinner hom, wat vir hom wag aan sy toekoms. Yes. 'n poel van vuur en swaal, hom en die valse profete. Ok, die woestyn loutermyn, en dis wat ek geleer het in hierdie laaste tyd, om sterk te staan. En weet jy wat het my nog geleer? Dit het my geleer, die Here, om meer en vinniger te leer, as wat ek ooit sou geleer. Om meer en angstig, in dieper, meer in worship, en meer in gehoorsaamheid die woord van die Here aan te neem, myself te herinner, met die Here te praat. Dit het my geleer dat alles oor God gaan, dat U wil geskied, duidelikheid van dit, en nie oor onsself nie. Dit het my geleer, dat daar net een God is. Die res is alles instrumente, wie God gebruik, in instansies. Weet jy wat het my geleer? Het my geleer om 'n nuwe intimiteit met die Heilige Gees te kan ervaar. Dis wat het my geleer het. Om meer te luister. Om meer te luister. Om weggevoer te raak onder leiding, onder die intimiteit, die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Dit het my geleer. Eksodus 3 vers 8 sê hy, en ek het hom ook 'n bietjie. Daarom het ek afgekom om jou, die woord sê hulle, maar om jou uit die mag van Egipte te bevry. En om hulle daarvan te laat trek na 'n goeie uitgestrekte land, wat sê hy? 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoop en vrede. Dis wat die Here ons kom gee. Baie dankie. Speel vir my liggies en musiek. Kom ons sluit ons oë. Ek wil hê jy moet weet, as jy in 'n woestyn is, God is by jou in jou woestyn. Hy is saam met jou in jou woestyn. As jy in 'n woestyn is, net daar waar jy staan voor saam.
Ek staan op vanmôre, ek is in 'n woestyntyd. Staan saam met my as jy in 'n woestyntyd is. As jy in 'n woestyn is, staan saam. Staan saam. Daar nog iemand te staan, moenie vanmôre huiwer om te staan nie, as jy twyfel. Iemand kyk rond. Hierdie is 'n saak tussen jou en die Here. Ek wil hê jy moet hoor, die Here is saam met jou. Daar's hy. Staan, daar is mense. Waar julle hierdie kant? Daar is, hier's nog iemand wat opstaan. Dankie. Yes. Die Here is saam met jou in hierdie woestyn. In hierdie dorre, droë streke, in hierdie land waarin jy jou bevind, in 'n plek waar jy nie wil wees nie. Weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou vra, terwyl die oë gesluit is, ag wil jy nie staan as jy 'n paas en 'n man en jy wil die priesterskap weer oorneem en jy moet weet hierdie verantwoordelikheid rus op my. Want ek gaan verantwoordelik gehou word vir my huishouding. En ek wil my huishouding volgens die orde van God, die gebooie van God bestuur. Ek wil dit so doen. Staan saam met my. Staan saam met my. Thank you, Lord and King of Kings, Lord of Lords. Lord of Lords. Lord of Lords. En hier staan nog net daar, so om dit asseblief so langs Kasper. Dankie om nie. Dankie. Here, so bid ek nou vir elkeen wat staan saam met ons diensknegte wat by hulle is, by die hande op hulle lê. Verklaar ons dan ook vanmôre, Here, dat hulle eerstens gekom het om te sê, red my uit my woestyn en my woestyntyd. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, die Here sê, hy sal jou vertroetel, hy sal na jou omsien, hy sal vir jou sorg, hy sal jou toevul met sy liefde, hy sal jou red uit die angs uit, hy sal jou red uit jou benoudheid uit, maar jy moet hom net eer. Ons stop soms baie keer by daardie, eer hom, gee hom lof, kom kerk toe, aanbid hom, gee hom eer, loof hom, prys hom. Hy is waardig om geprys, hy is waardig om aanbid te word. Hy is waardig om hierdie nou enkel of nou 'n pad te stap, want die wêreld gaan jou wegstoot. Ek sê weer, mense opinies maak nie saak nie, maar dit is wat God vir jou gee, wat God vir jou in plek het. Wat hy vir jou in plek het. En sy plek en wat hy vir jou wil gee, is die beloofde land. Die beloofde land. Ek bid vir jou, 'n land van melk en honing toe. Dis wat ek vir jou bid. Dankie dat jy vanmôre daar die vrymoedigheid gevat het, om te sê, Here, kom verander my. Kom help my. Ek kan dit nie in eie krag doen. Hy beskerm sy getroue dienaars op hulle pad. Baie dankie. As jy klaar gebid het, kan jy maar sit. Baie dankie. Baie dankie. Prys die Here. Ons gaan nou gou-gou, nie gou nie, maar ons gaan die nagmaal bedien. Die nagmaal is 'n besondere woord, is 'n besondere belofte. Ons gaan nie by die nagmaaltafel staan, maar ek het tot vanmôre dit uit 'n ander gedeelte gelees as die gewone Matteus 26. Toe Jesus saam met sy disippels dit was. Dis 'n wonderlike keer. Ja, dankie. Ek gaan vir ons lees uit die boek van 1 Korintiërs. 1 Korintiërs daar vanaf die 11de hoofstuk vers 11. Sê hy vir ons hierso, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Toe neem hy die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Met ander woorde, as jy vanmôre sê ek het nog 'n bietjie onvergewensgesindheid in my hart, ek het nog 'n bietjie woede vir iemand en daai goeders wil ek jou aanraai met nie te doen tot jy reggemaak het nie. Die woord sê dit sal verder wees. Hy sê dan moet jy gaan regmaak en dan kan jy nie om dit te doen. So ek staan vanmôre hier om julle ook te sê daar is niks in my hand nie. Ek was die bloed van my hande af. Ek erken voor die heilige God, ek het geen onvergewensgesindheid nie. Ek staan waardig voor die Here en voor julle vanmôre. Die liefde van Jesus is in my en ek is so lief vir die Here. Ek het sy hand in hierdie tyd gesien en ek weet ook sy goedheid en guns is oor elkeen van ons. So kom ons geniet die nagmaal saam. Here, dankie dat ons vanmôre kan bid en kan sê ek wil hierdie nagmaal gebruik op 'n waardige manier. Maar ek wil ook skoon kom van hierdie boosheid en hierdie armoede van onvergifnis. As jy iemand sê wat sê ek wil skoon kom, steek vir jou op. Ek wil net tot vanaf vir jou bid. Dankie. Dankie. As jy reg om te bely, sal jy bely, sal jy dan bely dit en dan kan jy die nagmaal doen. Laat staan dit van maak reg. Dankie Here dat ons vanmôre die onvergifnis, die onvergewensgesindheid dan laat aflê. En dan ook vanmôre deel kan wees van hierdie waardige tafel om dit te kan doen soos wat die woord sê dat ons dit sal verkondig die dood van Christus tot U kom. Amen. Daar agter is 'n stasie, daar is 'n stasie, julle kan hier ook bring. Die beker is net hier soos julle wil die beker uitvat, kan julle van die beker drink. Baie dankie Here. Dankie. Baie. Wat 'n bloed of Jesus. Ja. Dat ek vanmôre van alles Here te gee met so. Ja, dat ek hier kom. Ons nie weer. Ons sal ook hierdie beter maak dat ons die Sure. Almal nagmaal te kry. Musiek.
Ons staan, ons sluit ons af met die laaste liedjie en dan spreek ons die seën.